Hallo geliefdes. Man, kom ek vertel eers ietsie. Ek het nou lank gevat om weer uit te saai. My naam is Koos Leroux, vir die van julle wat nie weet nie, probeer 'n YouTube kanaal vir skrifoordenkingsprediking en al sulke goeters doen. En die groot probleem die laaste tyd was, die eenvoudige mense wat ek vra vir terugvoer het gesê, jou klankkwaliteit is bietjie swak, as ons in die kar ry kan ons dit nie doen nie. En so was dit nou 'n bietjie 'n proses om dit hier te kry. En dankie ook van die mense wat my gehelp het. Sonder julle hulp sou ek nie so gevorder het nie, aangesien ek so bietjie, kom ons sê, gestremd is. Ek wil vanoggend wel 'n oordeenking opneem. Iets wat my na in die hart lê. Ons het begin in Psalm 27 en dis nou die derde ene wat ek vir ons opneem. Ek lees weer vir ons saam Psalm 27, my fokus gaan vers 4 wees. Maar in Psalm 27, ek lees hom van vers 1 af. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Geliefdes, as 'n mens mooi kyk, dan kom hierdie Psalm met 'n ding van, Dawid spreek sy vertroue in die Here op. Die Here is sy lig, sy heil. Al kom die dreigende dinge van hierdie lewe, by hom is dit asof letterlik op 'n oorlogspad. En daar binne sien ons baie spesifiek hoe hy sê van, maar dis eers 'n laar wat daar staan en een wat opslaan en een wat nader storm om my vlees te eet, om my te kap met hulle swaarde. Dis wat dit beteken. En dan kom vers 4 met 'n wonderlike ding, wat sê, een ding het ek van die Here begeer. En nou wil ek jou vra, baie van ons is in 'n tyd waar daar moeilike aanvalle is, geestelik. Miskien is jy bang om te bly waar jy bly, vanweë die wat dalk vir jou daar op die plaas wil vermoor. Maar in hierdie wat vir 'n mens 'n benoude oomblik moet wees, hier kom die aanstormende oorlog. En ons weet ons doodsvyande is ons eie sondige natuur en die begeerlikhede van die wêreld, en die Satan self in hierdie geestelike stryd. As dit voel dit word so donker om ons, hoeveel begeertes het ek en jy nie? Dawid sê deur die Heilige Gees vir ons, een ding het ek van die Here begeer. En ek wil jou nou vra, hoeveel dinge begeer jy? Begeer jy dalk meer geloof? Meer krag? Miskien is dit finansiëel, meer geld? Binne hierdie stryd sê Dawid een ding, maar wat is die een ding? Dit word so mooi geopenbaar hierso in vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. En hy soek sy begeerte, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Geliefdes, in die Ou Testament is daar 'n tempel. Dawid se tyd is die tempel nog nie gebou nie, maar hy weet hoe dit gewerk het in die tabernakel. Die tempel het 'n klomp simbolieke. Die tempel het 'n klomp goud en goue voorwerpe. Daarso is die voorhangsel met die gerubs op, daai soldaatengele wat die heiligheid van God beskerm, en daar agter is die ark van die Here, wat die plek is van waar die Here praat. Nee, dink maar aan die geskiedenis van Moses daar in die woestyn. Versoeningsdeksel waarop die bloed gesprinkel word. Maar binne in die heilige deel, voorhangsel is nou
wat die allerheiligste en die heilige skei. In die heilige is daar die kandelaar, daar is die toonbrode. So kan 'n mens aangaan. Elke ding van daardie leer die Bybel vir ons gaan oor Christus. Dit vertel vir die volk dat Christus kom en dat hy die dinge gaan vervul. Dink maar aan die wierookaltaar wat daar staan in die tempel. Wat simboliseer die gebede van die gelowiges wat God verhoor, die gebede wat skoon gebrand word op die altaar. Wat wys op die middelaarskap van Christus wat ook vir elke kind van God intree met elke woord wat ons tot die hemel roep. Nou geliefde, Dawid sê die een ding wat hy begeer is om die lieflikheid van die Here te aanskou. In sy nood, in die oorlog wat aan die storm is. Hoe lieflik die Here is, hoe wonderlik die Here is, hoe heerlik die Here is, sy heerlikheid te aanskou. En dan roep die Nuwe Testament vir ons, maar soek die dinge daarbo. Bedink die dinge daarbo. Sien die koning van alle konings wat sit op sy troon aan die regterhand van die hemelse Vader. Dis die dinge. Dit is om in jou verhouding met die Here te weet van sy teenwoordigheid in jou lewe. Dit begin in 'n stil binnekamer. Waar jy nie net Bybel lees en bid oor dat dit nou maar Bybel lees en bid is nie. Maar rarig, hierdie een begeerte wat alles vervul in ons lewe, naamlik Christus self, die fontein van die water van die lewe. Dat jy hom sien, dat jy hom ervaar. Want weet jy geliefde, in al ons duisende begeertes wat ons heen en weer geslinger word, en wat ons dink ons nodig het, is in die stryd van hierdie lewe, die belangrike ding, dat 'n gelowige gekenmerk word aan hierdie een begeerte. Here, ek wil weet dat U my Here is, dat U naby my is. Dat Christus my gewas het. Dat ek soos U word, U beeld uitdra in hierdie wêreld, die heiligheid, pragt en skoonheid van wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons in hierdie dag U naam kan aanroep. Dankie vir nuwe krag, nuwe insig. Here, gee dat ons U mag ken en bo alles lief hê. U weet wat is die dinge wat aanstorm. Die dinge wat vir ons so voel of dit wurg om die keel. En dit in ons persoonlike lewe en die lewe van ons familie. Miskien op die plekke waar ons kinders skool gaan. Selfs in die staat waaronder ons leef. Ons medemens wat regtig so meegevoer is en meegesleep word deur ons vyande van ons ou natuur wat vleeslik is. Ons bid dat ons in die Gees mag wandel. Dat ons naby U mag wees. Gee ons nuwe moed, nuwe krag, vervul ons met U vrede. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.